Jo Marie deel weer haar kennis oor oudhede. Vandag wil ek praat oor die verskil tussen egte silwer en die goedkoper geplatteerde silwer. Egte silwer was nog altyd duur, te duur vir Jan Alleman op straat. So, gedurende die industriële revolusie het die fabriekbase vinnig maniere gevind om die nuwe tegnologie aan te pas om goedkoper silwer te maak. Dit lyk so silwer, maar dis nie egte silwer nie. Hulle het dit op 2 maniere reg gekry. Die vroegste manier was om 'n objek van goedkoop koper te vat en dit dan met 'n dun laagie silwer oor te trek. Die tegniek is in die stad Sheffield in Engeland ontwikkel en staan dus as Sheffield-plate bekend. Om Sheffield uit te ken, moet 'n mens na 3 aspekte oplet. 'n Rolnaad, een van die vele Sheffield-merke en miskien 'n gryserige kleur. Soms is die silwer so verweer dat 'n mens die rooi koper onder dit kan sien. Die tweede en meer algemene manier om iets na silwer te laat lyk, was om dit te platteer. Met die EPNS of electroplated nikkel-silwer metode is 'n baie dun laagie silwer op 'n koperbasis met behulp van 'n elektriese stroom deponeer. Die maklikste manier om EPNS te identifiseer is om vir 'n waarmerk te soek. So kyk gerus uit vir A1, A, B of die letters EPNS. A1 is die beste kwaliteit en verwys na die dikte van die laag silwer. Maar daar is letterlik honderde, duisende EPNS-merke. Die rede is dat waarmerke op EPNS nooit gestandaardiseerd is nie, so enigiemand kon enigiets opsit. Sommige produsente het so ver gegaan om mense letterlik 'n rad voor die oë te probeer draai. Kyk nou net hier. As 'n mens vinnig kyk, lyk dit presies soos egte silwermerke, maar dit is natuurlik nie. Dit is egte silwermerke. Mens moet omtrent jou storie ken, maar daar is eintlik net een ding om te onthou. Die klein leeuetjie. Net egte sterling mag daarmee gemerk word. So as jy nie 'n leeuetjie sien nie, is die kans baie goed dat dit geplatteerde silwer is.